Goeiemôre, liewe gelowiges en kykers. Welkom by nog 'n boodskap vanaf Rustenburg Gemeenskapskerk. Ons is al hoe nader en nader aan Paasfees, aan Goeie Vrydag, aan Paasondag, die fees van die Here, daai naweek wat ons die Here se kruisiging en sy opstanding vier. En nou 2 Sondae, 2 weke voor hierdie baie belangrike datum in ons kalender, wil ek hê ons moet so 'n bietjie gaan praat oor die tema van Sondag. En ons moet mekaar gaan vra, wat van Sondag? Die rede hoekom ons dit vir mekaar moet vra is reg deur die eeue sit die kerk van Christus met dieselfde probleem. En dit is die verkoeling van die liefde van die gelowiges vir die samekoms van die heiliges wat op Sondag gebeur. Waar ons almal bymekaar kom, waar ons almal die Here se naam loof en prys, waar ons almal sit en luister na die woord van die Here en dan daarna gaan en uitgaan en so 'n bietjie koffie drink en tyd saam spandeer en met mekaar gesels oor wat ons nou net gehoor het en met mekaar gesels oor wat op ons hart is en wat ons nog die hele week lank dra. En soos ek gesê het, ons sien dit reg deur die eeue. Ons sien dit net aan die einde van die Romeinse Ryk, hoe predikante of pastore van daai tyd begin kla en begin bekommerd is oor kerkbywoning. Ons sien dit in die tyd van Augustinus, ons sien dit in die middeleeue. En nou in die 21ste eeu sien ons dit weer en ons moet onsself dan die vraag vra, wat van Sondag? Hoekom is Sondag belangrik? So kom ons gaan kyk dan na wat sê die woord van die Here vir ons oor die Sabbat. Kom ons begin daarso. Kom ons begin by Genesis hoofstuk 2 vers 2 tot 3. En ons lees daarso in Genesis, hy het die 7de dag as gereelde rusdag geheilig, want op daardie dag het hy gerus na al die skepingswerk wat hy gedoen het. En dan Eksodus hoofstuk 20, deel van die 10 gebooie, vers 8 tot 11, lees ons dan die volgende. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of die seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Nou goed dan, ons lees hierso in hierdie 2 verse en daar's nog verskeie ander verse in die Ou Testament. As ons hulle almal moet lees, gaan ons vanoggend 2-3 ure lank hierso sit. Maar daar's verskeie verse in die Ou Testament, hoofstukke in die Ou Testament wat te doen het om die Sabbatdag heilig te hou. Maar nou gaan ons gedagtes alreeds na 'n vers in spesifiek in Matteus en 'n vers in die Nuwe Testament waar die Fariseërs na ons Here Jesus Christus toe kom en dan by hom kla oor dat sy disippels werk op die Sabbat. Dat hulle koring tussen hulle hande maal om te eet. En dan lees ons, sê ons Here Jesus Christus in Matteus hoofstuk 20, vers 6 tot 7, sê hy die volgende. Ek sê vir julle, hier is een wat groter is as die tempel. As julle begryp het wat dit beteken, ek verwag barmhartigheid en nie offers nie, dan sê julle die mense wat onskuldig is, veroordeel het nie. Die seun van die mens is immers Here oor die Sabbat. So kom ons kyk baie vinnig na hierdie 2 verse. Dis die Nuwe Testament. Die Here Jesus Christus het aarde toe gekom vir ons sondes te sterf, om gekruisig te word, om op te staan op die 3de dag. En nou kom die Fariseërs en die skrifgeleerdes na hom toe, hulle kla daaroor dat mense, spesifiek sy disippels op die Sabbat werk. En dan sê hy, luister, ek, die seun van die mens, Jesus Christus, is Heer oor die Sabbat. En hierdie mense, hierdie disippels van my, is onskuldig. Ons leer dan ook in die Nuwe Testament, dat die wet van genade wat ons het deur Jesus Christus, die feit dat ons geloof in hom sit, ons vrymaak van die wet van Moses, waarvan die Sabbatdag deel is. Ons lees dan ook in Romeine
sê Paulus die volgende. Vir die een is een dag belangriker as ander dae. Vir 'n ander is alle dae ewe belangrik. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Die een wat 'n bepaalde dag op 'n besondere wyse hou, doen dit tot eer van die Here. Die een wat alles eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God. En die een wat nie alles eet nie, doen dit tot eer van die Here en ook hy dank God. Spesifiek in daai 5de vers. Elkeen moet net in sy eie gemoed oortuig wees van sy opvatting. Met ander woorde, ons lees in Matteus, ons lees in Paulus se brief, lees ons presies dieselfde ding. Hou die Sabbat, moenie die Sabbat hou nie. Die Seun van die mens, ons Here Jesus Christus, is Heer oor die Sabbat. Ons, wat gelowiges is, wat deel is van die nuwe verbond, wat ons laas Sondag oor gepraat het, ons is vrygemaak van die wet van Moses en die eise wat hierdie wet op ons stel. Maar liewe kyker, Sondag is nie die Sabbat nie. Sondag word reg deur die woord van die Here in die Nuwe Testament die dag van die Here genoem. Dit is die dag tradisioneel na die Sabbat, wat gewoonlik op 'n Saterdag geval het. Wat gelowiges bymekaar gekom het, op die dag wat ons Here Jesus Christus uit die dood opgestaan het, die eerste dag van die week, om sy naam te loof en te prys en om na sy woord te luister. Sondag was nooit bedoel om 'n tweede Sabbat te wees nie. Gelowiges in die eerste eeu na Christus het selfs vroeg opgestaan voor hulle werk toe moes gaan. En dan bymekaar gekom, voor die son nog sou opkom, bymekaar gekom om na die woord van die Here te luister. So Paulus, as hy praat van die Sabbat, verwys hy na die Saterdag en hy sê as jy die Sabbat wil hou, hou dit. As jy dit nie wil hou nie, moet dit nie hou nie. Jy is vrygemaak van die wet van Moses, maar dit is nie waaroor ons wil gesels vanoggend nie. Ons wil nie oor die tradisionele Sabbatdag gesels nie. Ons wil gesels oor die dag van die Here, oor Sondag, oor die samekoms van die heiliges. In Grieks noem ons dit die Ekklesia. Ons wil daaroor gesels en ons wil vir mekaar vra, wat van hierdie samekoms van die heiliges? Is dit belangrik? Is dit nie belangrik nie? Hoekom moet ons deelneem daaraan? En kom ons gaan kyk na die standaard wat die kerk, die apostoliese kerk in die eerste eeu na Christus vir ons gesit het. Hierdie apostoliese kerk verwys ons spesifiek na, as ons praat van daai eerste 70 jaar, 80, 90 jaar, na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, toe die kerk nog onder leiding was van ons Here Jesus Christus se apostels. Na hulle afsterwe word daai kerk van die apostoliese kerk na die antieke kerk. Die apostoliese kerk is natuurlik die kerk wat ons na kyk as ons na Handelinge kyk. En die apostoliese kerk is die kerk wat ons na kyk as ons 'n standaard wil stel vir wat ons wil doen. Hoe ons Sondag moet hou. Hoe ons spesifieke goed moet doen. Hoe ons 'n erediens moet hou. Dan gaan kyk ons altyd, wat sê die woord van die Here in Handeling? Wat het die apostoliese kerk gedoen? En ons lees in Handelinge 2 vers 36, na die uitstorting van die Heilige Gees, baie vroeg in die geskiedenis van hierdie kerk, lees ons die volgende. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Dag vir dag. Liewe kyker, ons sien hier dat die apostoliese kerk heel eers aan die begin 'n baie hoë standaard gestel het en dat hulle elke dag bymekaar gekom het. Nie net eers op Sondag nie, elke dag. Maar ons sien in Handelinge hoofstuk 20 vers 7 het dit al ontwikkel tot 'n weeklikse bymekaarkoms op die eerste dag van die week. En daar skryf Lukas, hierdie is die woord van die Here wat ons hierso lees, liewe kyker. Ons het die Sondag bymekaar gekom, die eerste dag van die week,
vir die gemeenskaplike maaltyd. Paulus het die gelowiges toegespreek. So ons sien hierso dat hulle bymekaar gekom het vir 'n nagmaal. Na die nagmaal het die predikant, in hierdie geval Paulus, het hulle toegespreek. Hy het hulle geleer uit die woord van die Here, en aangesien hy die volgende dag sou vertrek, het hy tot middernag aangehou. Nou liewe kyker, ons gaan nie vanoggend vir mekaar sê dat ons elke Sondag tot middernag moet aanhou nie, maar ons sien dat die standaard wat hier gestel word deur die apostoliese kerk, die kerk wat ons vind in die woord van die Here, het elke week bymekaar gekom op die eerste dag van die week. En ons sien, dit het 'n tradisie geword wat vir 2000 jaar gehou het. Elke Sondag. Tot ongeveer 50 jaar gelede. So amper 2000 jaar het die gelowiges elke Sondag bymekaar gekom sonder verskoning. Tot ongeveer 50 jaar gelede. En ons sien in Hebreërs hoofstuk 10 vers 25 hierdie probleem van die samekoms van die gelowiges, om mense te kry om deel te neem van die samekoms van die gelowiges. Word alreeds 'n probleem in die apostoliese kerk. Selfs 60 jaar na die hemelvaart van ons Here Jesus Christus, skryf die skrywer van Hebreërs die volgende: ons moenie van die samekoms van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie. So ons sien daar is alreeds 'n gewoonte om weg te bly van die samekoms van die heiliges. En die skrywer van Hebreërs sê, moenie dit doen nie, maar moedig mekaar eerder aan om daarheen te gaan. En des te meer, skryf hy in Hebreërs, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Nou is die vraag, liewe gelowige, hoekom sou die skrywer van Hebreërs so daarop aandring, dat hulle nie dit 'n gewoonte moet maak om weg te bly van Sondagse samekomste nie, dat hulle nie dit 'n gewoonte moet maak om net nie te gaan nie, maar dat hulle mekaar moet aanmoedig om te gaan. Ons sien 'n hele paar redes hoekom ons Sondag na die erediens toe moet gaan, hoekom ons deel moet wees van die samekoms van die heiliges. En die eerste rede sien ons dan in Kolossense 3 vers 16, as Paulus daarso skryf, dit is hier, in die samekoms van die heiliges, waar ons onderrig word. Natuurlik word ons onderrig eerstens deur die woord van die Here, maar Paulus sê, dit is by die samekoms van die heiliges, is die primêre plek waar ons in die woord van die Here onderrig word. Dis die eerste plek waar ons in die woord van die Here onderrig word. Nie op YouTube nie, liewe kyker. Nie op Facebook nie, verseker nie. Nie op sosiale media nie. Nie langs die braai of by 'n visvangkompetisie of in die kroeg nie. Maar hierso, by die samekoms van die heiliges, volgens Kolossense 3 vers 16, is die eerste plek waar ons onderrig word in die woord van die Here. En dit word beamoed in 1 Korintiërs 4 vers 6, 14 vers 6, jammer, en 1 Tessalonisense 5 vers 11, hier sien ons dieselfde goed, en hier voeg Paulus nog goed by, nog redes, hoekom ons nie moet wegbly van hierdie samekoms nie. Daar sê hy, dis hier waar ons geleer word, dis hier waar ons opgebou word, dis hier waar ons versterk word, dit is die primêre plek waar daai goed gebeur. Liewe gelowige, liewe kyker, hoe kan ons verwag om versterk te word? Hoe kan ons verwag om opgebou te word? Hoe kan ons verwag om geleer te word in die woord van die Here, as ons wegbly van die samekoms van die heiliges af? Dis die eerste plek waar ons hierdie goed kry. Geen wonder as ons te neergedruk is nie. Geen wonder as ons voel die wêreld druk op ons af nie. Geen wonder ons is depressief nie. In die een plek waar ons opgebou kan word, waar ons versterk kan word in die geloof en in die woord van die Here, is die een plek wat ons vermy. Ek wil gou vinnig na statistiek kyk, liewe kyker. En kyk hoeveel kansse het ons, hoeveel geleenthede het ons om versterk te word, om geleer te word, om opgebou te word
Net in die jaar, daar's 52 Sondae in die jaar, liewe kyker. Net 52 in 2026. En dit is net 14% van die jaar. So ons sien, al woon ons elke Sondag getrou by, reg deur die jaar, ons slaan nie een oor nie, al gaan ons op vakansie, ons maak seker ons gaan kerk toe. Selfs al doen ons dit, kry ons net 14% van die jaar kans om versterk te word, om opgebou te word, om geleer te word in die woord van die Here. Maar liewe kyker, ons weet in die 21ste eeu is dit nie hoe dit werk nie. Ons het vakansiedae, ons het lang naweke, en sonder dit sit ons met 37 Sondae. En dit, liewe kyker, is net 10% van die jaar. So as ons elke lang naweek weggaan, elke vakansie weggaan, elke geleentheid gebruik om iewers te wees waar ons nie by die samekoms van die heiliges is nie, waar ons nie versterk word nie, waar ons nie opgebou word nie, waar ons nie in die woord van die Here geleer word nie, dan het ons net 10% oor van die jaar om daai goed te doen. Maar wag, liewe kyker, ons is nog nie klaar nie. Ons sien nou onlangs het skole begin om sogenaamde sportfeesnaweke of sogenaamde sportfeeste oor naweke te hou, ingesluit dan Sondag word daar dan rugby gespeel, en daar word atletiek beoefen, daar word cricket gespeel, en ons sien volgens die skoolkalender van 2026, dit vat so baie Sondae weg, dat ons net 18 oorblywende Sondae het in die jaar. Van 365 Sondae, liewe kyker, het ons net 18 om geleer te word, om opgebou te word, om versterk te word in ons geloof. Liewe kyker, dis 5% van die jaar. Dis tussen 35 en 37% van Sondae. Die een dag wat ons het om in die teenwoordigheid van die Here en in die samekoms van die heiliges te wees, word so weggevat dat daar net 5% van die jaar oorbly. Liewe kyker, daar is nie 'n verhouding in ons lewe, of dit 'n stokperdjie is, of dit 'n verhouding met iemand anders is, wat ons net 5% van die jaar aan deurbring nie. Ons kan nie verwag, liewe kyker, ons kan nie verwag om opgebou te word, om geleer te word in die woord van die Here, om versterk te word in die geloof, met net 5% van die jaar nie. Dit, ongelukkig, liewe kyker, gaan nie gebeur nie. En dit is hoekom ons nie kan wegbly van die samekoms van die heiliges nie. Ons kan nie, liewe kyker, so sommige mense sê, baie mense sal na my toe kom en dan sê, weet jy, erns, die natuur is my kerk, visvang is my kerk, as ek visvang, dan praat ek met die Here. Liewe kyker, dit is nie hoekom waarvoor die samekoms van die heiliges is nie. Jy gaan nie kerk toe as jy langs die rivier sit en visvang nie, liewe kyker. Dit is uiterste nonsens. Jy gaan nie kerk toe as jy langs die sportveld sit nie. Jy word nie versterk, jy word nie opgebou, jy word nie geleer in die woord van die Here as jy langs die visdam sit nie, of langs die sportveld staan nie. Ons, liewe kyker, gelowiges, ongelukkig moet ons 'n streep trek. Want die wêreld gaan al hoe meer en meer indruis op die grondgebied van die Here. Die een dag, die 1 uur wat ons oor het, om opgebou te word, om versterk te word, om by mekaar uit te kom. Want die preek is nie al waarvoor 'n Sondag is nie, liewe kyker. Dit is ook om met mekaar te gesels, om vir mekaar te vra, is jy okay? Hoe gaan dit met jou geloofslewe? Hoe gaan dit met jou familie? Waarvoor kan ek bid? Indien ons net 5% van die jaar by daai situasies uitkom, geen wonder ons is so gebroken soos wat ons is nie. Wat
wil ons doen, liewe kyker? Met 5%. Ons lees in die Ou Testament, in die boek van Joshua, nadat die Israeliete, of net voor die Israeliete in Kanaan sou ingaan, sien Joshua 'n probleem ontwikkel. Hy sien dat die Israeliete alreeds so 'n bietjie met een oog na die gode van die Amoriete en die Kanaaniete en die Jebusiete en wie ook al daar nog is, begin hulle so met een oog na hierdie afgode loer, want hulle sien dis baie aantreklike afgode. Dis afgode wat jou geld gaan gee. Dis afgode wat jou roem gaan gee. Dis afgode wat jou mag gaan gee. Dis afgode wat jou gaan gelukkig maak. En hy sien alreeds dat die Israeliete aangetrokke is tot hierdie afgode. En dan sê hy die volgende in Joshua: vrees dan nou die Here, dien hom in opregtigheid en waarheid. Verwyder die gode wat julle vaders gedien het. Met ander woorde, dis nie 'n verskoning vir ons om te sê oupa het dit so gedoen, of ouma het dit so gedoen, of pa of ma of boetie of sussie het dit so gedoen nie. Ons lees in Joshua dat selfs al het hulle dit so gedoen, is dit nie vir ons 'n verskoning om dieselfde te doen nie. Verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufrat en in Egipte en dien die Here. En dan gaan Joshua verder: maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien. Kies. Of die gode wat julle vaders daar oorkant in die Eufrat gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon. En dan sê Joshua 'n baie bekende vers: maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Liewe gelowige, as jy vanoggend na hierdie boodskap kyk, jy het seker al baie hierdie vers op iemand se muur, of op iemand se kar, of op iemand se Facebook status gesien. Maar ek wil vanoggend vir elkeen van ons vra, kies dan nou vandag wie ons wil dien. Ons gaan elke Sondag moet kies tussen roem of die Here, tussen finansies of die Here, tussen mag of die Here. Dit gaan nie net een Sondag in 'n jaar wees wat ons dit moet kies nie, liewe kyker, maar elke Sondag gaan ons moet kies. Wil ons opgebou word? Wil ons geleer word in die woord van die Here? Wil ons vervul word met sy gees? Of kies ons die gode aan die kant die Eufrat, die gode van die Amoriete, die gode van die Jebusiete, die gode van die Hittiete? Vanoggend moet ons kies. Nou gaan jy vir my sê, natuurlik, Erns, maar dis nie maklik nie, daar's goed. Natuurlik is dit nie maklik nie. Die pad wat die gelowige loop, liewe kyker, is nog nooit beloof om maklik te wees nie. Ons Here Jesus Christus sê self, moeilik is die weg. Ons Here Jesus Christus sê, as hulle my vervolg het, sal hulle jou vervolg. Dis nie maklik nie, liewe kyker. Maar ons moet kies. En ons moet eerlik wees oor ons keuse. So kom ons kies. Tot volgende keer.